Meridian speel af in 'n tyd van snelle westwaartse uitbreiding in die VSA en Amerika. Dit vertel die verhaal van anonieme innerseens omswervinge in die middel 19e eeu in die grensgebied tussen Mexico en die VSA as lid van 'n bende in Amerikaanse grensgebied steur die Brandon-bende aan geen wette of morele norme. Gaat terug weer by die verhaal opseging. So, George Alden is 'n reeks van man van natuurlike vermoëns geskryf. En in hierdie grensgebied waar hulle rondbeweeg steur die Brandon-bende dat geen wette of morele norme nie en heers 'n algehele soort van chaos. Dit die verhaal van byspeel op sy weg af in 'n tyd van westwaartse uitbreiding deur wit trekmoede van die Kaapkolonie. Dit vertel die verhaal van die groot kortjagter Koenraad de Buys. Dit vertel die verhaal van die groot wildjagter en veelberger Koenraad de Buys wat ook 'n reeks van 'n man is. Die verhaal volg Buys se omswervinge in die laat 18de en vroeë 19de eeu aan die oosgrens van die kolonie, later aan die kant van die noordelike grens. Gaandeweg versamel hy groep volgelinge en sluit in sy talle vroue en kinders om hom. Buys wat onder geen grense fisiek of figuurlik inperk nie, na die koloniale grense, die wette van die koloniale regering of die sedelike norme van die tyd is. In Ankerstad het ook in 'n bespraak genoem dat dit tydens die skryf van Buys dikwels na Vladimir teruggekeer het in die tyd van 'n paar Wildemans op die plekke beskryf. Sowel Vladimir as Buys is historiese romans, albei werk as pioniersromans waar die grense waardelande speel en albei romans het gekenmerk deur uitgesproke beskrywings van gewelddadige karnavaleske beelde, insluitende beelde van die groteske liggaam en instrumentele rol. Dit speel 'n rol in albei romans in die uitdrukking van geweld. So die Russiese Wetenskaplike Mekanisering van die groteske liggaam dien as breed theoretiese raamwerk vir die bespreking van geweldsmiddele in die romans. In Rabelais' World is die groteske liggaam maar een aspek van die kunsttheorie van die karnavaleske, wat hy aan die hand van voorbeelde uit Rabelais' romansiektes Gargantua en Pantagruel illustreer. Martin beskou die karnavaleske as 'n uitvloeisel van die humoristische volkskultuur van die middeleeue in die Renaissance en karnavaleske beelde is esteties van aard, aangezien hulle oorspronklik gemanifesteer het in reeds humoristische artistieke genres, soos die skouspel en rituele wat deel is van die middeleeuse karnaval. In hierdie tradisie word die menslike liggaam met sy kos, drank, uitskerring en seksuele lewe op uiters bedrewe wyse uitgebeeld. Maar daar is nie ons groteske liggaam. Dit is die weesie, maar dit is nie hele verklaar op ken geplaas het. In die toneel slaag McCarthy deur sy sintuiglike beskrywing tot in die fynste besonderhede deur wilkundige verwoordkeuses en oorspronklike beelde om uiters griesame gegevens in verestetiseerde taal te verpak. Dit is asof die volle besef van die griesaamheid van die toneel eers na die lees daarvan toe die lees het leerder. Die toneel uit Vladimir toon lopende ooreenkomste met die volgende toneel in Buys, waar Buys en nog 3 kamerade griesame ontdekking verskoon tog maar die raspieure en ander terme wat ons dit kan lees met in die onderland kom en ek het dit probeer verstaan. Waar kan jy die onderland sien, veral die dele wat vet gedruk is. Die ingewande en valle speel in die 2 passasies 'n belangrike rol. En albei tonele word beskryf vir die slagoffers se darmspel op opgesnyde torsies uitdeel, terwyl die valle se ook van torsies afgesny is en by hul monde uitgaan. Die beelde van die geslagsorgane wat by die slagoffers se monde uitgaan is eveneens verpest, aangezien hier 'n duidelike omkering plaasvind. Die mond geleë in die voordeel van die liggaam word weer die teenwoordigheid van die valles van die liggaam met 'n laer stratum verplaas, terwyl die laer stratum in middel van die valles terselfdertyd na die hoër stratum verplaas word. En omkering in die geval van die topografie van die liggaam is volgens Martin 'n kenmerk van die groteske sou. Die aangehaalde toneel uit Buys waar die slagoffers se mond pertinent vergelyk met die ryk van die dooies. In beelde van die groteske liggaam is die oopmond volgens Martin die poort na die liggaamlike onderwêreld. Die liggaamlike onderwêreld verteenwoordig volgens hom ook die hel. Die oopmond is derhalwe ook simbolies van die hel of broedery, die liggaam as 'n ware instinct. Dit plaas die beskrywing van die oopmond as die ryk van die dooies binne die kader van die groteske realisme. Dieselfde geld in Grinning Mouths in die toneel uit Vladimir de Bollandse kerk. En die verwysing na taart in die toneel uit Buys veel gewys het. Aangezien 'n gelag volgens Martin dikwels met die dood en die liggaamlike laerstratum gecombineer word, maar dan inderdaad in die 2 tonele gebeur. Hier is die lachende mond 'n
makabere gebare van die dood vreesaanjaende verkonstrueer. Dit is ook die geval die volgende twee tonele in wys waarin die deel van die lag en die mond eveneens prominent aanwesig is. Daar kan jy net sien, so daar kan jy sien die lag en die monde en die gelag en die dele van geweld. Geweld. Dit is opvallend dat die oë van die dooie slagtoffers in die eerste toneel wat ek gewys het, beskryf word as apes' eyes. Die vermenging van die menslike liggaam met diere voor eienskappe is ook kenmerkend vir die groteske liggaam en duidelik elders in Blood Meridian op. Vroeg in Blood Meridian word die gruisame toneel beskryf waar die Kid, dit is die anonieme tienerseun en sy medevlugteling van die slagveld afkom op 'n boom waar met baba lyk. Die handewerk van die Apache-krijgers van die twee aan die vlucht is. In die beskrywing van die wapenlijke as larval word die element van die dierwereld naamlik larvus weer eens betreft in vermenging met die menslike eigenskappe. Later in Blood Meridian kry mense soortgelyke verdierliking van die menslike liggaam wanneer blindingsbende die Gemenos of Indianen aanval waar hulle langs 'n vlak neer kan doen. Die bende vermoor honderde Indianen ontmoedig en dan oes hulle die dooies vel. Verwysing na die dooie vel as haai is 'n duidelike groteske verdediging van die menslike liggaam. Hierdie groteske vermenging van menslike en dierlike eienskappe van mense ook in wys waar wys toeskouer is by geveg tussen 'n honde en 'n bobbejaan. Die verwysing na die bobbejaan se mensagtige hand, die vergelyking van die dier met iemand op 'n pynbank en die verwysing na die dier se blik en krete wat onhoudbaar menslik is ook die veghond se gesig verleen aan die toneel 'n groteske karakter in die lesing ontstem. Mense instel die toneel later in die boek waar een van die milisie voor die klomp opgraaf en die man aan die paal vastbind en om dan met die besweet te staan waarop die man dan geskree soos 'n papier. In die reeds genoemde toneel wys van die aanval op die Bakwena en Nabedi, die slagoffers wat met pyle geskiet is, vasgesteek deur die gronds gestelde insekte. En later in die man word die weeswagter Arend ook in groteske terme beskryf. Sy kop is lang te lang en waar sy ore moet wees, is net 2 gaatjies soos langs die kop van 'n vogel. Hierdie beskrywing sê met een wat Martin opmerk met die groteske liggaam, waar hy sê, the head, ears and nose acquire a grotesque character when they adopt the animal form or that of inanimate objects. Groteske beelde van die kop se inhoud, die brein en die bloed word in talle grafiese geweldstonele in sowel Blood Meridian as Wysel gedruk. In Blood Meridian is daar etlike tonele waar iemand in die kop geskiet word en waar dit dan grafiese besonderhede beskryf sou die persoon se brein uitbeeld of sigbaar is. Daar wys die beskrywings dat ons ook geestetiseerd danksy die woordkese. In die toneel bladsy 104 word nie net feite weergegee nie, maar dit word ingegee met detail waar die emosie opgesluit is, soos die volume van die ontploffing by die sad little park vir die reaksie van die perde en verwysing na die grootte van die gat in die vrou se kop as fist size. Dit is asof die gebeur is in 'n film waar 'n stadige aksie vir die leser aanspreek. Dit is eveneens die geval met die volgende toneel bladsy 249. Besig hier onder die beeld die vir al die dik gedrukte dele. Dit is waar mense in die kop geskiet word en tolde daar bereik. So hier word die leser weer eens emosioneel betrek deur die sintuiglike beskrywing van die hoeveelheid van ouens bereik as 'n double handful van die gelyk plot wat dit maak met vuur agter hom val. Filmiese kwaliteit blyk ook in die video op bladsy 164 tot 165. En daar kan julle weer sien vreeslike grafiese geweld skryf. Hier vind vir estetisering plaas deur die vergrootstelling van die sin danksy die herhalende gebruik van and, terwyl daar ook poëtiese kwaliteit is in die frase the brains burst forth through the fontanel in a bloody spew. Skoon dit vreeslik gruisame goed is wat daar beskryf in die poëtiese. Ook in wyse se paar tonele waar mense se koppe of gesigte geweld aangedoen word en die inhoud daarvan insigbaar word. Daar kan jy twee voorbeelde daarvan sien. Hierdie aanhalings is die beskrywings veel kliniese, neutraal, feitelik sonder bevoegde of verrassende beelde, maar die groteske aard daarvan is onmiskenbaar. Dan net om vinnig saam te vat, die groteske beelde in die geweldstonele wat hier bespreek is skokkend, woesendvrees en konfronteerde leser met die gruiselheid van die lewe aan die vlees.
ankering empathiese aanwending van beelde van die gefestigde liggaam en die uitbeelding van geweld kan dus beskou word as 'n skoktaktiek die skrywers om 'n selfgenoegsame lesers te bied met hul gemaksinne terug en hulle die breedheid laat ervaar waarmee die koloniale uitbreiding in onderskeidelik Suid-Afrika en Amerika gepaard gegaan het. Dit kan dus nie reg beskou word soos wat Fry en sy essay oor uitbreiding opmerk as 'n estetiese strategie met 'n morele doelwit. Hierdie doelwit is dan die Merchant Bass, in sy geval 'n diepe bewustheid van historiese en etiese kwessies. Net soos wat die middeleeuse karnaval met die gepaardgaande betekenis van sosiale en etiese norme gewortel was in die kern van die middeleeuse